Pootstories met Yvette. Goeiemôre my pootvriende. Vandag wil ek gesels oor katte. En katte is nie klein hondjies nie. Dit moet ons onthou. Ja, ons gesels oor daai spesiale dier wat jou hart besit, jou meubels beheer en jou soms laat wonder, wie betaal eintlik die huisverband? Nou, dit sê nie katte is onsosiaal nie, of hulle is nie vriendelik nie, nee glad nie. Waar 'n hond natuurlik die hele tyd hulle baas wil betrokke hê en saam met hulle baas in 'n groep iets wil doen, dis nou maar hoe 'n hondjie is. 'n Kat is meer soos 'n jagter. Ja, so hulle wil nie, hulle is nog steeds baie liefdevol, hulle wys net hulle liefde op 'n baie, sal ek sê, stiller manier. As jy weet jou kat is lief vir jou of gee vir jou liefde, dan sal hy byvoorbeeld naby jou sit, of op jou skoot kom sit, of sy oë stadig knip vir jou, dit beteken I love you, of hy sal jou volg deur die huis, of hy sal in dieselfde vertrek as jy slaap, dan weet jy, okay, hierdie kat is lief vir my. Okay, kom ons praat oor katte wat maklik opleibaar is en katte wat moeiliker opleibaar is. So jy kry nie slim katte nie, jy kry nie dom katte nie, nooit nie. Alle katte is geweldig intelligent. Nou, die kat, die persoonlikheid van 'n kat word bepaal deur nommer 1 sy genetika. So, dis nie die al van jou meegaan nie, dit beteken nie, dit gaan, as jy Maine Coon het, dit is sy geaardheid nie, of as jy 'n Persiese kat het, dit gaan sy geaardheid wees nie. Daar is seker goed in die genetika wat wel daar is, maar wat wel 'n invloed het op 'n kat se persoonlikheid, is byvoorbeeld, hoe vroeg is hy gesosialiseer, en in wat se omstandighede het hy groot geword, of hoe was hy gehanteer gewees, weet, ja, dit maak 'n groot verskil aan die kat se persoonlikheid. Kyk, die kat wat die maklikste opleibaar is, ek gaan 3 katte noem wat maklik opleibaar is. Dis byvoorbeeld jou Siamese kat, jou Bengal en jou Maine Coon. Die rede hoekom hulle makliker of makliker opleibaar is omdat hulle baie nuuskierig is, en aktief is, energie het, en hou van speel, en verstaan jy, dis maklik om 'n kat wat 'n speelerige persoonlikheid het, wat lief is vir hulle speelding, of wat met 'n eetdingetjie omgekoop kan word, of 'n een of ander aktiwiteit, hou van aktiwiteite, met soos byvoorbeeld om 'n laserliggie te skyn. So, dis vir hulle baie makliker om toertjies te leer en om gewoontes te leer. Soos die Siamees is baie sosiaal en baie spraaksaam. So 'n Siamees sal vir jou die heel dag sit en vertel wat presies vandag alles gebeur het. Hulle is baie, baie talkative. En dan die Bengal is weer verskriklik energie en nuuskierig. Hulle sal altyd alles investigate en hulle is baie liefdevol, hulle wil ook naby hulle mense wees. Hulle sal byvoorbeeld, as jy hulle nie, jy moet hulle die hele tyd stimuleer, jy moet interaktiewe speelgoedjies vir hulle hê, en as hulle nie gestimuleer word nie, wel, dan gaan hulle self besig hou, soos byvoorbeeld om hulle self leer om 'n kassedeur oop te maak, of 'n kraan ondersoek om te kyk, hoe werk hierdie kraan, hoe kan hy die water uitkry. Ja, hulle is hoogs intelligente katte daai. En dan die Maine Coon is baie, baie liefdevol, hulle is baie lief vir hulle eienaars. En hulle is lief om jou te volg in die huis, en jy kan hulle maklik toertjies leer op byvoorbeeld om 'n poot te gee, of om te sit, en aan 'n halsbandjie te loop. Ja, so 'n Maine Coon is ook 'n
'n baie intelligente kat. Nou die katte wat minder opleibaar is, hulle is glad nie dom nie, hulle is eintlik baie slim, want hulle is baie rustiger. Hulle sien nie die nut daaruit om nou al hierdie ou toertjies te doen nie, en om hierdie ou liggie te jaag nie, of om hierdie veertjie te vang nie. Sê nee, hoekom moet ek dit doen? Wat kry ek daaruit? So dit is nou jou tipiese katte wat 'n rustige huis soek, waar dit kalm moet wees, waar hulle net kan lê en relax en net queen van die huis kan wees. Is byvoorbeeld jou Persiese kat, jou British Shorthair en dan jou Ragdolls. Jou Ragdolls is ook 'n baie liefdevolle kat. Hulle wil rustig en by die huis wees. Ok, kom ons kyk bietjie wat kan 'n kat alles doen wat jy hom kan leer. So 'n kat kan byvoorbeeld op sy naam reageer. So as jy vir 'n kat roep, moet hy kom, dan so dit is eintlik om 'n kat dit te leer is klaar 'n groot prestasie, moet ek sê. Om in sy carriertjie te klim, as jy sê kom ons gaan veearts toe, en jy sit die carrier neer en hulle kan self inklim. Dit is baie slim van 'n kat as jy hulle dit kan leer. Of hulle om gewoon te raak aan routine, soos byvoorbeeld om hulle te borsel en oogies skoon te maak en oortjies skoon te maak en al daai tuintjies te borsel. As jy hulle daai goeders kan leer, dit is ook 'n triek wat jy hulle leer. Weet hoe om nie meer senuweeagtig te wees of bang te wees vir allerhande behandelingkies wat jy met hulle moet doen nie, aksies wat jy met hulle moet doen nie. En natuurlik om die harnas te loop, te sit en 'n poot te gee en om hulle medisyne te drink. Ja, dit is seker, ons almal weet wat katte het, dit is seker die moeilikste ding om 'n pil in 'n kat se keel af te kry, of selfs 'n stroopie, want hulle skit daai kop en spoeg daai goed alles in jou gesig in. So, om hulle dit te leer, well done, as jy dit kan regkry. Ja, so katte wat moeilik is om te leer, ek net gou seker maak het alles gesê, hulle is baie onafhanklik, so met ander woorde, hulle mense nodig nie, hulle het nie jou goedkeuring nodig of enigiets nie, hulle doen wat hulle wil. Hulle stel nie belang in kos en speelgoed nie, so dit sal hulle nie, jy gaan hulle nie omgekoop kry nie. En as hulle pyn of siek is, gaan hulle obviously nie reageer nie. Of wanneer hulle voel, wel dis eenvoudig nie die beloning werd nie. Ek gaan verseker nie dit doen, al daai moeite doen vir jou nie. So as jou kat nie 'n toertjie kan doen nie, beteken dit nie, hy sê, ek verstaan nie. Hy sê net, ek verstaan baie goed, maar ek kan nie sien hoekom ek dit moet doen nie. Ja, dit is 'n kat. So, in die comments sal julle asseblief my bietjie vertel van julle katte. Sit jou kat se naam, en dan sê vir my wat sy ras hy is, en as dit nie 'n ras is nie, wat sy ras dink jy pas hy in, of sy, en dan wat sy persoonlikheid het hy, in drie woorde. Weet wat sy tipe persoonlikheid het jou kat, ek sal graag wil weet. Ok julle, onthou, elke poot het 'n storie, en elke kat het sy eie stel huisreëls. Lekker dag.